What a wonderful atmosphere this morning. Sien jy Melande, het was toen nie so erg nie. I'm so glad that God is here. Ek is so bly dat die Here vanmôre hier is. En ek wil myself vanmôre geheel en al totaal in sy hande oorgee. Daar sê, kom ons gaan Boeta. Kom ons gaan Boeta. Daar is opgewondenheid en ek voel ook vanmôre so, kom ons gaan Boeta. Kom ons gaan suster. Kom ons hoor wat die Here vanmôre tot ons gaan spreek. Ek wil vanmôre met jou praat oor van neerlaag tot deurbraak. En ek gaan my boodskap in 4 fasette indeel. Die eerste een is die instorting, the breakdown. Die tweede een, die wildernis, die lang wag sonder antwoorde. Die derde een, die ontmoeting, nou sien ek. En die laaste een, die herstel. God keer dit om. Ek het vanoggend vir Gustav gesê, toe ek met hom gepraat het, toe sê ek gaan probeer mooi praat vanoggend, ek gaan probeer nie om te preek en opgewonde te raak nie, maar ek sal kyk of ek dit gaan regkry of nie. Ek wil dan begin met die eerste punt, is die ineenstorting. Job se uitroep. Waarom gebeur dit met my? Ek wonder wie van ons was by 'n punt in 'n situasie in jou lewe wat jy vir jouself vra, waarom gebeur dit met my? Here, ek verstaan nie. En ek glo elkeen van ons gaan deur omstandighede kom by 'n punt waar jy jouself moet vra, waarom gebeur dit met my? Job 3 vers 11 in die Afrikaanse vertaling sê, waarom het ek nie gesterwe by die geboorte nie uitgegang uit my moeder skoot uit en my asem uitgeblaas nie? Watter krisis, wat 'n situasie om in te wees, wat 'n dilemma om in te wees by 'n punt wat jy vir jouself sê, ek verag die dag van my geboorte. Here, hoekom het ek nie gesterwe die dag toe ek gebore was nie? Die Engels sê, why wasn't I born dead? Why didn't I die as I came from my mother's womb? Job was opreg, onberispelik en getrou aan God. Die Bybel sê dat God kon geen fout met hom vind nie. En ons weet almal dat die vyand Satan met hom het vir hom vir Here gesê, Here, gee vir my Job en ek wys vir jou wat maak ek met hom. En dwars deur sy lewe en deur elke versoeking waar hy was, die Bybel sê hy het op 'n ashoop gesit. Hy het alles verloor. Daar was vir hom geen hoop meer nie. Sy vrou het gesê, vloek God, want hierdie God wat jy aanbid is dood en hy gaan vir jou niks doen nie. Maar ten spyte van alles het hy gesê, ek sal dit nie doen nie. Maar hier kom Job in 'n situasie waar hy vir homself sê, Here, ek kan nou nie meer nie. Here, hoekom is ek gebore? Here, hoekom moet ek deur hierdie pyn gaan? Hoekom moet ek deur hierdie hartseer gaan? En ons lees in Psalm 22 vers 2, waar Dawid uitroep, hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En snags, ek kan nie swyg nie. Dawid kom ook by 'n situasie waar hy sê, Here, ek kan nou nie meer nie. Here, ek het nou genoeg gehad. Here, U hoor my nie, U sien my nie, U verstaan my nie, U weet nie van my nie. En hoeveel keer het ons nie self by daai punt gekom waar jy vir jouself sê, Here, ek wonder waar is U? Here, ek wonder of U nog my raak sien. Ek wonder of U nog omgee vir my. Ek wonder of U nog lief is vir my. Ek wil vandag vir jou sê, talle mense elke dag kom by hierdie vraagstuk,
Job, 'n man na die hart van God, Dawid, 'n man na die hart van God, wat God met alles in hulle lewe gedien het. Wat sê Dawid? Sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Kom by 'n punt waar hy sê, Here, waar is U? Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat ineenstorting is nie die einde nie. Dit is uitnodigings. Die Bybel maak nooit die vraag waarom stil nie. Dit beantwoord dit met die teenwoordigheid van God. Die reis begin met waarom gebeur dit, maar dit lei altyd tot nou sien ek. Watchman Nee said, when we see nothing, when we feel nothing, when we hear nothing, He is still working. Dit bring my by die tweede punt, die punt van die wildernis, die punt van die woestyn, die punt van die lang wag, the long wait without answers. Ek wil vanmôre vir jou sê, ons kom almal by 'n punt waar jy 'n antwoord soek, maar die antwoord is nie daar nie. Job 23 vers 8 verklaar, sê, kyk, ek gaan na die ooste, hy's nie daar nie. Ek gaan na die weste, maar ek bemerk hom nie. As hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. So maak nie saak waar ek God soek, sê Job, ek vind hom nêrens nie. Ek sien hom nêrens nie. Job het gesmeek dat God sy leiding moet verduidelik, maar in plaas daarvan het hy stilte ontvang. Sy vriende het met hulle godsdienstige antwoorde het geglo dat is omdat hy in sonde lewe. Hulle was baie wys en het baie stories gehad en verklaringe gehad ook om God hom nie verhoor nie. En ek vir jou sê, daar is vanmôre dalk baie mense wat vir jou antwoorde gaan gee, hoekom jy voel dat God weg is en hy verlate is en jou nie hoor nie. Maar jy hoef jy vanmôre bekommerd te wees nie, want ek gaan nou vir jou wys, in die alleenheid, in die verlatenheid, en hy roep, Here, waar is U? Is hy nog altyd daar? Hy sit en wag vir my en vir jou. God se stilte is nie sy afwesigheid nie. Hy werk in die donker seisoene om jou wortels te verdiep en jou voor te berei vir die ontmoeting. A.W. Tozer said this, God is never more present than when He seems most absent. Ek het in die laaste paar weke het ek bedien oor hosting the presence of God. God is omnipresent. He's everywhere. Net soos wat Job uitgeroep het, waar is hy, is God altyd orals. Hy's hier, hy was daar, en hy is in die toekoms. Hy's in Edenville vandag, hy's in Florida vandag, he's in the USA, he's in the UK, he's everywhere. Die Bybel sê, al gaan ek in die hoogste hemele, is hy daar. Al gaan ek in die donkerste donkerte, hy is daar. Daar's geen plek waar hy nie is nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, he can be present everywhere, and we cannot feel him, but the moment we know and we are aware that it is here, with the moment we are aware that it is here, we bring him into our presence, we bring him into our world, and he moves from omni to manifest. So what we need to acknowledge this morning, although you feel he's nowhere, although you feel he's not in the north, he's not in the south, he's nowhere, I want to declare it this morning, he is here. Hallelujah. Because there's no place you can go where he is not.
where He is not. God's presence is constant. Even when you can't see it, you can't feel it, and you cannot hear it. Draai na jou buurman toe en sê, God is oral. Hy is teenwoordig in elke deel van sy skepping, maar baie Christene glo dit nie werklik diep in hulle harte nie. Wat beteken dit dan dat God oral teenwoordig is? Beteken, hy is orals, op alle tye, maak nie saak waar jy is nie. Wat my so interessant is, toe Adam gesondig het, het hy probeer wegkruip vir God. Jy sien André, God is altyd orals. Dis ons wat probeer wegkom van hom af. It's amazing when we sin, we want to get away from him. Adam en Eva het in die teenwoordigheid van God beweeg. Hulle was in sy teenwoordigheid. Maar die oomblik toe hulle sonde pleeg en daar kom 'n skeiding tussen hulle en God, toe wil hulle agter die plante wegkruip en agter die bome wegkruip. Maar weet jy wat doen die Here? Hy stap in die tuin van Eden en hy sê, Adam, Eva, waar is jy? So al wil ons baie keer wegkruip agter die bos. Ons wil wegkruip agter ons omstandighede. Ons wil wegkruip agter ons nood. Ons wil wegkruip agter ons selfbejammering. Ons wil wegkruip agter ons depressie en ons omstandighede. Loop hy in die tuin en hy sê, Gustav, waar is jy? Hendriette, waar is jy? Hy roep ons Annemarie by die naam. En jy wil wegkruip en jy sê, waar is hy? Ek roep, maar hy hoor. Ek soek, maar ek vind nie. Ek huil, maar hy is nie daar nie. Maar hoor die woord van die Here vanmôre. He's calling you. He's calling you. He's calling you. Even when God seems most absent, He is most present. His silence is not absence. His hiddenness is not abandonment. Point number 3. Draat jou buurman sê, ja, dankie Here, hy is halfpad, hy is amper klaar. Nommer 3, jy is bietjie agter daar. Daar sê, punt nommer 3. The encounter. Turn to your neighbor and say, the encounter. What we need this morning is an encounter. It's all about the encounter. It's all about the encounter, die ontmoeting. Job 38 vers 1 in die message sê, and now finally, God answered Job from the eye of a violent storm. He said, why do you confuse the issue? Why do you talk without knowing what you are talking about? So Job word so 'n bietjie bestraf hierso. Want as jy gaan lees hierso van Job 2:3 aan tot hierso by 38, is hy baie slim. En sy vriende nog slimmer. En het baie slim praatjies. Waar is God? Hoekom sien hy my nie? Hy het vergeet van my. Hy weet nie van my nie. En nou begin die Here hom konfronteer en hy vra van baie eenvoudig. Wie die hemel gemaak? Wie die aarde gemaak? Wie laat die wind waai? En dan vra hy nog vir Job. Hy sê, waar was jy toe ek al hierdie goed gemaak het? Waar was jy? Jy wat so slim is? Jy wat sê ek was nie daar nie? Ek was al die pad daar. Disippels is op die storm, op die see. En in hierdie storm
Sê die Bybel, kom Jesus na hulle toe aangestap. Die Engels Bybel sê, they saw him as a ghost. Jy sien, baie keer sien ons, maak ons omstandighede, maak ons van ons omstandighede terwyl God daar is, ons roep spooke op wat nie daar is nie. Instead of being aware that he is there. He says, why do you confuse the issue? Why do you talk without knowing what you are talking about? Pull yourself together. Draai na jou neighbor en sê vir hom, of jou buurman, dat ek nou mooi Afrikaans praat hier, pull yourself together. Julle is maar stil hierso. Pull yourself together. Dankie Annemarie. Pull yourself together. Job, up on your feet and stand tall. Onthou, dis nou die man wat gesê het, waar is Jesus? Of waar is die Here? Waar is hy? Hy's nêrens te vind nie. Nou sê die Bybel, God ontmoet hom in hierdie storm en hy sê vir hom, hoorie so Job, jy wat so slim is, en jy wat alles weet, wat alwetend is, wil ek vir jou sê, en hy begin met hom en hy sê, pull yourself together. It means to regain your composure, be strong in your mind and heart, and get ready to hear from God. Herwin jou selfbeheersing, wees sterk in verstand en hart, en maak jou gereed om die Here te hoor. What a contradiction. From where is God? From the next moment, pull yourself together. I am here. I've been here all the time. But pull yourself together. Hou op om emosioneel uit mekaar te val. Versamel jou gedagtes en wees gereed om te luister. Genoeg van selfbejammering, verwarring en gekla. Berei jouself voor vir wat ek vir jou wil doen. En die tweede punt sê hy vir hom, op jou voete, staan op. Staan op. En hy sit daar op die ashoop. Die Bybel sê, hy krap sy wonde. Waar is die Here? Voor wat het van hom geword? Ek is sy kind. Ek is so lief vir hom. Ek het my alles gegee vir hom. Ek het alles verloor. Ek het my tiendetjies betaal. Ek het gesing en ek het gedans en ek het gepreek en ek het gejuig. Wat het van God geword? Kom hy ingestap en hy sê, pull yourself together. Staan op jou voete. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy wat vanmôre sit en dink daar's geen hoop nie. Ek het vanmôre net vir jou een antwoord. Staan op jou voete. Staan op jou voete. Staan uit 'n toestand van wanhoop. Maak jou gereed vir aksie. Neem 'n houding van gereedheid en respek aan. Nou dan hou ek daarvan, hy sê nie net staan op nie. Hy sê staan regop. Staan regop. Verander jou gelaats getrek of wat, verander jou gesig. Wat sê? Gelaatstrekke. Change your face this morning. From sadness to gladness. Wees sterk en volmoed. Moenie terugdeins in vrees nie. God roep jou om bo jou pyn uit te styg. Jou voor te berei vir 'n goddelike ontmoeting. Job 42 vers 5 in die Amplified sê, I had heard you only by hearing of ear, but now my spiritual eyes sees you. I have heard, but now I have seen.
That's the difference of having an encounter with God. I have not only heard, but I have seen. Ons doel by ons gemeente is dat wanneer mense by daai gebou moet instap, they need to experience the presence of God. En ons bid, en ons bid daai plek, en ons sê, Here, when people walk in here, they just need to feel the presence of God. They need to feel that you are here. Lord, it doesn't matter what happens in this place. All we want people is to have an encounter with you. We want people to experience you. We want people, when they walk into that door, they need to feel something different in this place. We had a speaker there about 2 or 3 weeks ago, and she was terrible sick. And she spoke to Lisa, the lady that runs all our admin at the church, and she said, listen, I don't know if I'm going to make it. And Lisa said, just come. Just come. And she was sitting there and preparing herself to minister. And she said, Lord, I'm unable. I am too sick. I don't know how I'm going to do this. But I'm here. And they helped her up to the stage. And the moment she touched that pulpit, God healed her immediately. Immediately. She had an encounter. She did not only hear, but she experienced. You may be asking God to change your situation, but God may be using the situation to change how you see Him. Ons gaan na punt nommer 4 toe. Ek is nou amper by die einde. O ja, iemand sê halleluja, alles bly die ou maak nou klaar. Seker nog nie ontbyt gehad nie. The restoration. God turns it around. I wonder who needs a turnaround this morning. I wonder who needs God this morning to turn something around for you. Die herstel. God keer dit om. Job 42 verse 10. The Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave him twice as much as he had before. I don't know what you're going through. I don't know your pain. Ek ken nie jou hart nie. But I know this morning that there are people that's going through difficult times. I know this morning that you could be facing difficult times tomorrow. Because we will all go through a season of wilderness. And by the way, you will never enter your promise without going through the wilderness. Because your faith will always be tested in the wilderness. And if you are like a Caleb and a Joshua, and there are many giants, and you feel like the 10 spies, I will never make it. We are never going to make it. You need to have a spirit of a Caleb and a Joshua that says, it does not matter how it looks. We have a promise from God. And because we have a promise of God, God will take us into the promised land. Die water kan opdroog. Jy kan voel ek wil teruggaan na gister en eergister toe. But know this, God was in yesterday. He will be in the future, but He is right here now. God is only in your now. He will be there tomorrow, don't get me wrong. But you can only experience Him now.
Dis hoekom ek 'n probleem het as ouens sê, ons gaan herlewing hê, ons gaan 'n deurbraak hê, ons gaan genesing hê. O, wag hy vir jou daar in die toekoms? Hy's hier nou. As jy herlewing wil hê, begin by jouself. God, revive me. Because if God revives me, He can revive Anne-Marie, He can revive my mom, Hy kan vir Henk revive, and then we're in revival. But for some reason, we always want to project something in the future of what God needs to do while He wants to do it right now. He's here now. Healing is here now. Breakthrough is here now. Whatever you need from God is available now. Man, ek lees uit 'n Engelse Bybel uit en ek preek eintlik Engels. So lekker om so nou 'n bietjie Afrikaans te bedien. Maar goes, toe ek haal my Afrikaanse Bybel uit en ek kom op hierdie skrif af. Ek weet of julle kan sien nie, maar ek kan nie sien sonder my bril nie. En ek gaan kyk toe of ek het in 'n enige Engelse vertaling kan kry soos hierdie een, maar kon nie. Hy sê as jy afdraand loop, dan sê jy. As jy afdraand loop, dan sê jy. Boontoe. En hom wat neerslagtig is, verlos hy. En toe gaan ek deur al die Engelse vertalings, maar ek kon nie daai direkte vertaling kry, en toe vertaal ek hom myself in die Patrick vertaling. When the path goes downhill, then you say, upwards. And He delivers the one who is downcast. Wanneer jy afdraand loop, dan skree jy boontoe. Dit lyk mos net vir my, wanneer ek onder toe gaan, dan moet ek net iets met my mond bely. Man, jy gaan nie onder toe nie, jy gaan boontoe. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek hou daarvan, nee, gaan net terug, nou jag jy my aan, en nou moes ek jou aanjag. So kom ons kom met 'n sinkronisasie hierso. Ek hou daarvan, hy verbloem niks nie, hy sê as jy afdraand loop. Baie mense sê, mos jy moenie sê jy loop afdraand nie. Moenie sê jy siek nie. Nou kom ek help jou. As jy siek is, dan sê jy gesond, want hy maak my gesond. Wanneer ek teneergedruk is, dan skree ek blydskap. Nou kan ons na die volgende teks toe gaan. Alles voel donker om my. Dit is of 'n digte donkerte my gesig wil toemaak. Maar al voel dit so, die donker sal dit nie reg kry om my stil te maak nie. Wat sê die, en weer eens, toe gaan soek ek nou Engelse vertaling, Goos, ek ben daar is die Afrikaanse boodskap, nie is die Engels, se message kom naby dit uit, toe gaan doen ek maar weer 'n direkte vertaling. Everything feels dark around me. It's as if a thick darkness wants to cover my face. But even though it feels that way, the darkness will not succeed in silencing me. So what am I saying this morning? He is Lord. He is Lord. I can feel Him. I can see Him. Job se verhaal leer ons, daar is reg om te vra, waarom gebeur dit met my? Maar ek wil vanmôre vir jou sê, moenie daar bly nie. Moenie daar bly nie. Laat daar die uitroep jou lei na die voete van die een wat sê, nou sien jy my. Wat is die grootste, wat die grootste deurbraak is nie 'n oplossing nie, dit is 'n openbaring. En so kere wil ons die oplossing hê,
Hoor wat ek sê, die grootste deurbraak vanmôre is nie die oplossing nie. Dis 'n openbaring van wie God is. Jy sien, baie keer wil ons sien, vra ons die Here iets, en as dit nie in terme van ons plan en ons oplossing is en hoe dit moet lyk, dan dink ons God het ons nie verhoor nie. Sy wees nie altyd ons wee nie. Jesaja 61 vers 7. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. In plaas van julle smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in hul land 'n dubbele deel in besit neem, 'n ewige vreugde geniet. Sagaria 9 vers 11 in die Message sê, And you, because of my blood covenant with you, I release your prisoners from their hopeless cells. I release your prisoners from their hopeless cells. Maybe you are feeling hopeless this morning. And if you are feeling hopeless, you are in a cell. Jy's in 'n tronk van hopeloosheid. Maar wat sê die Here? Hy sê, I release you this morning from hopelessness. Come home, hopeful prisoners, this very day. Which day? This very day, I declaring a double bonus. Everything you have lost, returned twice over. Dan gaan hy verder in Deuteronomium 30 vers 3, hy sê, God, your God will restore everything you lost. He will have compassion on you. He will come back and pick up the pieces from all the places where you were scattered. John 10 verse 10, ken ons mos almal so goed. The thief comes only to steal, kill and destroy. But I have come that you may have a full life. Ek sluit af. God spesialiseer in 'n goddelike omkeer. Vir elke verlies is daar belofte van herstel. Vir elke skaamte 'n dubbele porsie. Vir elke seisoen van lyding 'n oes van vreugde. Hy is die God wat jou vergoed, jou herstel en jou omkeer. Job se verhaal is 'n padkaart vir elkeen van ons wat uitroep, waarom gebeur dit met my? Hy het alles verloor, sy gesin, sy gesondheid, sy rykdom, sy reputasie. Hy het selfs gevoel of hy God hom verlaat het. Sy gebede het geklink asof dit 'n stilte in die stilte weer klink. Maar selfs in die donkerste oomblik was God nie afwesig nie. Hy was besig om agter die skerms te werk. Job het nie dadelik antwoorde gekry nie. Hy het nie rede vir sy lyding ontvang nie. In plaas daarvan het hy iets groters ontvang, God se teenwoordigheid. En wat sê Job 42 vers 5? Volgens hoor sê het ek gehoor, maar nou het ek u van oog, maar nou het ek u gesien. Maar nou het ek u gesien. Wil jy elke oog gesluit, net daar waar jy is. Miskien sit jy in hierdie plek vanmôre en jy sê, Here, ek weet nie. Here, dit voel of ek alleen is. Dit voel of ek afdraande loop. Dit voel of ek agteruit gaan. Dit voel vir my of daar geen hoop meer is nie. Psalm 30 vers 5 sê, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Isaiah 54 verse 70, no weapon formed against me shall prosper. Psalm 46 verse 1, God is my refuge and my strength, an everlasting or ever-present help in my
trouble. Ek weet nie waardeur gaan jy nie vanmôre nie. Ek weet nie waar sit jy vanmôre. Miskien voel jy of jy op die ashoop sit. Miskien is jy bekommerd oor die toekoms. Miskien is jy bekommerd oor die dag van môre en oormôre. Miskien vra jy jouself, hoe gaan ek hier deurkom? Miskien sê jy, ek weet nie of daar hoop is nie. Miskien voel jy het op die einde van jou lyn gekom. Ek het vanoggend 'n T-shirt gesien, hier is hy, 5 oue vee. En toe sê ek, Here, dankie vir die bevestiging vanmôre. Because what I need this morning is 5 oue vee. Maybe I feel I cannot do it anymore. Maybe I feel I'm on my own. Maybe it feels dark all around me. But hear the word of God this morning. He's going to carry you through. Just where you are and you sit here this morning and say, I need him more than ever. Just raise your hand quickly. Sê, Here, ek het u nodig. Here, ons het u nodig. Here, ek voel dis donker om my. Miskien lyk die toekoms vir jou donker. Miskien sê, Here, ek weet nie hoe ek gaan deurkom. But know this, he has you in his hands. He never said it's going to be easy. He never said that you will not go through the fire. He never said that you will not go through the lion's den. But you know what he said? When you go through the fire, I'll be with you. When you go through the lion's den, I will be with you. When you're in the storm, I'll come walking towards you. When you feel, wanneer jy voel dat jou bootjie dit nie gaan maak, jy sê, jy's nie alleen nie. En hy staan op en hy praat met die storm. I want to encourage you this morning. It does not matter what you're going to go through. It does not matter what tomorrow looks like. It doesn't matter what dilemma hits you. It does not matter what tomorrow looks like. He is with you. He is with you. Lord, and I come to you this morning in the mighty name of Jesus. Lord, I know it's not easy. Lord, when we go through a difficult time, when we go through a battle, Lord, when we feel we cannot go forward anymore. Lord, when we are in pain. Lord, when we do not know what the future holds. All that I know that I am not alone. All that I know, Lord, is that you will carry me through. Lord, sometimes we do not know what to do. Sometimes we do not hear. Sometimes we do not see. Lord, but what I've just heard this morning, it doesn't matter. You are there. I am not on my own. I am not alone. You are with me. Lord, and I pray for each and every individual in this building this morning, Lord. Right here from Gustav. Henriette. Right there to the back. Where Gerard is sitting, Lord. Lord, that you will just put your hand on each and every shoulder in this place and say, you are not alone. I am with you. Lord, and where we come to the end of this assembly, this meeting, I want to pray, Lord. I don't know what tomorrow holds, but what I know him that holds tomorrow. Lord, that you will encourage us, that you will take us by the hand, that you will lead us, that you will comfort us, that you will show us direction.
Lord, and that you will lead each and every one in this building into the fullness of your plan. I thank you in the mighty name of Jesus, our King, our Lord and our Savior. In Jesus' mighty name, amen and amen.